U vind ons skriflesing vanaand uit Daniël die 7de hoofstuk, Daniël hoofstuk 7. Ons beweeg nou veral in die profetiese redes wat ons dan in die boek Daniël vind. Ja, daar was ook in Daniël 1 tot 6 profeseë, maar dit is aan ons gegee in die agtergrond van historiese gebeurlikhede. Maar nou vanaf hoofstuk 7 beweeg ons in die tweede deel van die boek Daniël. En daarom, om dit wat ons vanaand gaan lees, en soos die Here wil in die volgende paar sondae nog gaan lees uit die boek Daniël, is dit uiters noodsaaklik dat ons die goue reël vir skrifverklaring volg. En dit is om skrif met skrif te verklaar. Wanneer 'n mens al hierdie simbole en figuurlike taal lees, loop 'n mens die gevaar om sommer jou eie gedagtes daarin te lees. Daarom gaan ek redelike teksverse aan u gee as kruisverwysings, om ook so te verstaan en dat ons by die regte boodskap uitkom, wat ons dan saam lees in Daniël die 7de hoofstuk. In die eerste jaar van Belsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en gesigte op sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel. Daniël het gespreek en gesê, ek het in die nag in my gesig gesien en kyk, die 4 winde van die hemel het die groot see in beroering gebring en 4 groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander. Die eerste was soos 'n leeu en hy het vlerke van 'n arend gehad. Ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is en dit van die grond af opgehef en soos 'n mens op 2 voete neergesit is en daaraan 'n mens se hart gegee is. En kyk, 'n ander dier, 'n tweede, het gelyk soos 'n beer en is aan die een kant opgerig en 3 ribbes was in sy bek tussen sy tande. En so het hulle vir hom gesê, staan op, eet baie vleis. Daarna het ek gesien en kyk, daar was 'n ander een soos 'n luiperd. En dit het 4 vlerke van 'n voël op sy rug gehad. Ook het die dier 4 koppe gehad en aan hom is heerskappy gegee. Daarna het ek in die naggesigte gesien en kyk, daar was 'n 4de dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk. En dit het groot ystertande gehad. Dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap. En dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het en dit het 10 horings gehad. Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar 'n ander horingkie tussen hulle op en 3 van die vorige horings is daarvoor ontwortel. En kyk, in hierdie horing was oë soos mensoë en 'n mond wat groot dinge spreek. Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en 'n oue van daar gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof so skoon wol. Sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur. 'n Stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. 1000 maal duisende het hom gedien en 10.000 maal 10.000 het voor hom gestaan. Die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. Ek het toe bly kyk vanweë die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het. Ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is. Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem en verlening van die lewe is aan hulle gegee
tot op tyd en uur. En ek het gesien in die naggesigte en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van 'n mens. En hy het gekom tot by die oue van dae, en hulle het hom nader gebring voor hom, en aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy, wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Die gees van my, Daniël, is in sy omhulsel verontrus, en die gesigte van my hoof het my verskrik. Ek het nader gekom na een van die wat daar gestaan het, en van hom sekerheid gevra oor dit alles. En hy het dit vir my gesê en die uitlegging van die dinge aan my bekend gemaak. Hierdie groot diere wat 4 is, 4 konings sal uit die aarde opstaan, en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid. Toe wou ek sekerheid verkry oor die 4de dier, wat van al die ander verskillend was, buitengewoon vreeslik, met ystertande en met koperkloue wat verslind, vermorsel, en die oorskot met sy pote vertrap het. En oor die 10 horings wat op sy kop was, en die ander een wat opgekom het, en waarvoor 3 geval het, naamlik hierdie horing, wat oë en 'n mond gehad het, wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as van die ander. Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin, totdat die oue van dae kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het. So het hy gesê, die 4de dier, die 4de koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke, en die hele aarde sal verslind, en dit sal vertrap, en dit verbrysel. En die 10 horings, uit daardie koninkryk sal 10 konings opstaan, en 'n ander een sal na hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges, en 3 konings neerwerp. En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste, en die heiliges van die Allerhoogste mishandel. En hy sal probeer om tye en wette verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd. Maar die gereg sal sit, en hulle sal hom die heerskappy ontneem, om dit vir goed te verdelg en te vernietig. Dan word die koningskap en die heerskappye en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste. Hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees. Hier is die einde van die saak. Wat my, Daniël, betref, my gedagtes het my baie verskrik, en my gelaatskleur het verander aan my, maar die saak het ek in my hart bewaar. Vriende, vers 3 wat ons gelees het, sê Daniël dat hy 4 diere uit die see sien opklim het. Ons is nou terug in die eerste jaar van Belsasar. Dit is nou so toe Daniël so 67 jaar oud was. Ongeveer 45 jaar nadat Nebukadneser sy droom in Daniël hoofstuk 2 gehad het. Ons bevind onsself in die jaar 553 voor Christus, in die eerste jaar van Belsasar. Hierdie hoofstuk hoort regtens daar tussen hoofstuk 4 en hoofstuk 5. Maar dit is vir ons eenkant gehou
omdat hier nou die profetiese gesigte, drome, visioene en naggesigte uiteengesit gaan word vir ons vanaf Daniël hoofstuk 7. En as ons hierdie gedeelte lees, dan sien ons dat Daniël 2 keer dit onder ons aandag bring, dat hy geweldig verskrik was. Sy omhulsel, sy liggaam het op angs uitgeslaan en het gebewe. Hy het dit aan sy liggaam gevoel, hierdie dinge wat hy gesien het. En as jy die volgende hoofstuk sal lees, sal jy sien dat hy selfs dae lank siek was oor hierdie dinge wat hy met sy oë gesien het. Dink vir jouself, as ons iemand daar uit die verre verlede moet gaan haal, wat gewoond is aan sandale, wat gewoond is aan ossewaans en swaardgevegte, en ons bring hulle hier in die 21ste eeu in met elektrisiteit en tegnologie en Adidas tekkies. Hoe verskrik daardie mense nie sal wees as hulle al hierdie dinge moet sien? Hoe verbuisterd hulle nie sal wees as hulle moet beleef wat ons met ons oë sien? Ek dink aan my oupa wat altyd gesê het, hy was 18 jaar oud toe hy die eerste keer met 'n telefoon gepraat het. Nou word die kindertjies daarmee groot. Elkeen weet al hoe om oupa en ouma se tablet en sy selfoon te aanlok om by die speletjies uit te kom. Maar wat gebeur as jy iemand uit daai konteks uit net haal en plaas hulle in 'n vreemde konteks? So is Daniël sowel as Johannes buite hulle konteks geneem en hulle het die toekoms gesien. Geen wonder dat hulle angsbevange was nie. Geweldige dinge wat hulle gesien het. Maar dit sou nie so seer nou wees oor die tegnologie wat hulle beleef nie, maar oor die koninkryke wat sou kom. Oor die wreedheid en die bloeddorstigheid wat gaan plaasvind. As ons hierdie gedeelte bestudeer, dan sien ons hoe dit uitspeel. En veral wat Daniël tot bekommernis sou strek is veral die feit dat hy die strawwe vervolging op sy volk Israel beleef het. En gesien het die groot verdrukking wat op hulle gaan neerpers. Dit het hom angsbevange gemaak. Professor Johan Melan sê vir ons, daar is 3 redes waarom Daniël hoofstuk 7 veral vir ons belangrik is. In die eerste plek, as gevolg van die akkuraatheid wat hier uit na vore kom. Dit bevestig die uniekheid van die Bybel, die akkuraatheid van Bybelse profeseë. Tweedens sê hy, dit gee vir ons die nodige kruisverwysings om die boek Openbaring mee te verstaan. Sonder die boek Daniël sou ons nie die boek Openbaring en veral Openbaring hoofstuk 13 kan verstaan of begryp nie. Daarom is hierdie hoofstuk veral die nodige kruisverwysing in die res van die Bybel. En derdens sê professor Johan Melan, hierdie gedeelte is vir ons uiters belangrik, want dit bevestig die letterlike koninkryk van die Here Jesus Christus. Die letterlike koninkryk wat ingeneem sal word, waaraan ons deel kan hê. Die koninkryk van die hemele en die Openbaring boek noem dit vir ons die 1000-jarige vrederyk en die feit dat dit letterlik so sal wees. In hierdie gedeelte word die tye van nasies nou aan ons bekend gestel. En as u Daniël hoofstuk 2 lees, daar die beeld, dan korrespondeer dit met Daniël hoofstuk 7. Dit is in harmonie daarmee, dis die tye van die nasies. Maar Daniël 2, hierdie beeld met 'n hoof van goud, met 'n bors van silwer en lendene van koper en bene van yster en voete gedeeltelik van yster en gedeeltelik van klei, is uit 'n menslike perspektief, die roemrykheid van nasies. Maar hier in Daniël hoofstuk 7 is daar 'n ander perspektief op hierdie koninkryke wat oor die wêreld sal kom en gekom het. Die wreedheid van hierdie koninkryke, die bloeddorstigheid van hierdie koninkryke, en veral hulle aanslag op die volk Israel,
word nou aan ons uiteengesit. Maar ons moet in die eerste plek die vraag antwoord, waar kom hierdie diere vandaan? Wat is die oorsprong? In die eerste plek, kyk wat sê Daniël 7, vers 2 en 3. Daniël het gespreek en gesê, ek het in die nag in my gesig gesien en kyk, die 4 winde van die hemel het die groot see in beroering gebring en 4 groot diere het uit die see opgeklim. Voordat ons kan sê waar hierdie diere vandaan kom, moet ons eers antwoord, wat beteken hierdie winde, wat die see in beroering gebring het, sodat die diere daaruit na vore kan kom. As ons die Bybel bestudeer, dan sien ons hierdie winde word aangeblaas deur niemand anders as God self. Hy bestuur die lotgevalle van nasies, soos deur die blaas van winde. Ons sien dat hy die natuur beheer deur winde om sy soewereine wil na vore te bring. Hy het 'n wind aangeblaas in die tyd van Noag in Genesis 8 vers 1 sodat die water gesak het. In Eksodus 10 vers 19 lees ons dat hy 'n wind opgestuur het om sprinkane oor Egipte land te strooi. Ons sien dat hy 'n sterk wind aangeblaas het in Numeri 11 vers 31 om kwartels oor die see te strooi oor Israel. En dan in Lukas 8 vers 25 sien ons dat die disippels in bewondering was teenoor Jesus, dat selfs die winde aan hom gehoorsaam is. Hierdie wind wat geblaas word, is niks anders as God se soewereine handeling oor nasies. Die bewys dat hy die lotgevalle van die wêreld en van nasies bestuur en dat hy dit lei soos 'n stroompie soos hy wil. Hy stel konings aan en hy stel konings af. So het ons gelees in Daniël 2 vers 21. Hy tog verander die tye en die geleenthede. Hy sit konings af en stel konings aan. Hy het laat die een nasie op die ander nasie volg. Gaan bestudeer jou Bybel, dan sal jy sien, die een nasie is opgewek deur God om oor die ander nasie te kom. So sal jy dit vind in Jesaja 13 vers 17. Hy het die Meders opgewek teen Babel. En dan sien ons, as jy Jesaja 27 vers 8, 41 vers 16 sou lees, dat God gebruik die wind om selfs die teestanders weg te hou. Hy stel aan en hy stel af. Psalm 35 vers 3 sê, laat hulle word soos kaf voor die wind, terwyl die engel van die Here hulle wegstoot. Praat van nasies. Die oorsprong, God bestuur die lotgevalle van nasies. Maar nou, wat is hier die see waarvan ons lees? Ons lees in Openbaring hoofstuk 13 dat daar 'n dier uit die see uit opgekom het. Waarvan praat die Bybel as hier gelees word dat daar 'n see was? In die eerste plek verstaan ons dit as die Middellandse See, die Mediterrane See, daar in die middel. En dat dit dadelik sou wees die groot see waaraan mense sou dink as Daniël sê uit die groot see. En dit word vir ons belangrik as ons Openbaring hoofstuk 13 sou bestudeer. Maar nou in hierdie beeld van die groot see, hoe kan ons dit verstaan as ons skrif met skrif vergelyk? Hierdie see is niks anders as die see van nasies. Jesaja 17 vers 12 sê, wee die gebruis van baie volke, soos die gebruis van die see, so bruis hulle. En as ons dan dit met Openbaring 17 vers 15 vergelyk, dan lees ons daar en hy sê vir my, die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale.
as Daniël dan hier in Daniël hoofstuk 7 sien, dat daar 'n wind die nasies, die see in beroering gebring het, dan wys dit vir ons op God se soewereine hand, wat die lotgevalle van nasies bestuur en beheer, en nasies kom na vore wat heerskappy voer, en hy bring die een oor die ander een, uiteindelik om sy goddelike plan en doel met Israel te bereik. Met hierdie volk, wat in ongehoorsaamheid geleef het, hits God 'n nasie op, aanvanklik die Assiriërs en toe die Galdeërs, en na die Galdeërs het die Mede-Persiese ryk gekom, en na hulle het die Griekse ryk gekom, en na hulle die Romeinse ryk gekom, en uiteindelik het dit alles gewerk tot 'n wêreldwye verstrooiing van Israel. God beheer en God bestuur. Maar dan in die tweede plek sien ons die beskrywing van hierdie diere. Daniël 7 vers 3 sê en 4 groot diere het uit die see uit opgeklim. En wat is die eerste dier? Vers 4. 'n Leeu met arendsvlerke. Die eerste was soos 'n leeu en hy het vlerke van 'n arend gehad. As die argeoloë daar rondom die stad, die antieke stad Babel opgrawings doen, dan kry hulle al hoe meer die simbool van antieke Babel. 'n Leeu met arendsvlerke. Die simbool van Babylon. En as ons die Bybelse profeseë lees, byvoorbeeld Jeremia 4 vers 7, 50 vers 17, Klaagliedere 4 vers 19, Habakuk 1 vers 8, Esegiel 17 vers 13 en vers 12, dan sal u sien, Babylon en die Galdeërs word beskryf as 'n leeu en 'n arend. Die leeu is die koning van die diereryk. Daarom in Daniël hoofstuk 2 sal u ook sien, hulle word as die goue hoof uitgebeeld en al die ander is geringer as hulle. Hierdie leeu prominent en die arend in die lug prominent. 'n Leeu met arendsvlerke. Wys op hulle pragt en hulle praal wat hulle uitgebeeld het, maar dan sien ons dat God sy hand op hierdie koninkryk geplaas het. Ja, God was besig met hierdie koninkryk en veral met die man Nebukadneser. Ons het daarvan gelees in Daniël hoofstuk 4, dat hy 'n droom van 'n boom gehad het en hierdie boom is afgekap. Nou lees ons hier in Daniël hoofstuk 7, dat hierdie leeu se vlerke uitgepluk is. Sy roem wat hy gehad het is hom ontneem. Ons lees in Daniël hoofstuk 4 dat hy gras gevreet het soos 'n bees. Plante soos diere, omdat hoogmoed in sy hart ingekom het, soos die duiwel oor sy skoonheid, en sy vlerke is afgepluk. En nou lees ons hier in Daniël hoofstuk 7, 'n mens se hart is aan hom gegee. Dit wys vir ons, soos wat ons vind in Esegiel 36, vers 26, dat God die harde hart van klip uithaal en 'n hart van vlees ingee. So het Nebukadneser uiteindelik tot bekering gekom. Nebukadneser hier, die harde, wrede man, het uiteindelik tot bekering gekom. Ek sê as Nebukadneser tot bekering kan kom, kan enige iemand tot bekering kom. God het sy hand op hom gehad. Hy het in hom belang gestel. Hier die eerste dier. Maar daar het 'n ander dier na hom gekom. En dis die tweede dier, die beer met 3 ribbebene tussen sy bek, vers 5. En kyk, 'n ander dier, 'n tweede, het gelyk soos 'n beer en is aan die een kant opgerig en 3 ribbes was in sy bek tussen sy tande. En so het hulle vir hom gesê, staan op, eet baie vleis. Hierdie beer aan die een kant opgerig is die Mede-Persiese ryk. Aan die een kant opgerig natuurlik die Persiese ryk wat sterker as die Meders was. Aan die een kant opgerig. En hierdie beer wat groot en wreed was 'n oormag, soos 'n beer groter is as 'n leeu. Het 'n groot oormag gehad en somtyds weermagte in die veld gestuur van 600,000 man. Die een geskiedskrywer sê hulle tot 2,5 miljoen manne somtyds
teen sommer 'n klein magtig of teen klein weermagtige stuur van 30.000. Sommer 2.5 miljoen teen 'n weermag van 30.000. Hierdie groot beer, eintlik heeltemal te groot en lomp. Die beer, die Mede-Persiese ryk. Maar kyk nou, hy het 3 ribbes in sy bek. Hierdie 3 ribbes in sy bek is die 3 nasies wat die Mede-Persiese ryk verower het ten einde wêreldheerskappy te kry. Hy het alreeds 3 gewen, 3 verower, hulle is in sy bek en daar word aan hom gesê, eet nog, baie vleis. Hierdie 3 koninkryke is natuurlik in die noorde in Klein-Asië, Lydië, koning Croesus in 547 voor Christus. Dis in die tweede plek die Babyloniese ryk van Nebonitis, Belsasar, 538 het Babel geval in die weste. Dis in die derde plek die Egiptenare met Samtik die derde 525 voor Christus. Dit is in die suide. Hierdie Mede-Persiese ryk wat soos 'n beer was wat verskeur het, wat baie vleis moet eet. Nou as u Ester 3 vers 13 gaan lees, dan sal u sien in die tyd van koning Ahasveros was dit die Mede-Persiese ryk wat ook opdrag gegee het dat volksmoord moet plaasvind. Haman, die volksmoordenaar, wou gehad het dat al die Jode moes sterf. Daar was opdrag gegee. En uiteindelik kan u nou maar die verhaal gaan lees van Ester wat ingebars het daar en daar is 'n nasie gered en Haman hang aan sy eie galg. Maar hierdie wreedheid dat hulle bereid was om Israel sommer, die Jode sommer almal dood te maak. Daar was 'n bevelskrif dat hulle almal vermoor moes word. In Ester 3 vers 13. Na hierdie beer met sy 3 ribbebene in sy bek het daar 'n ander dier uit die see uit opgekom in vers 6. Daarna het ek gesien en kyk, daar was 'n ander soos 'n luiperd. En dit het 4 vlerke van 'n voël op sy rug gehad en ook het dit die dier 4 koppe gehad. Dit korreleer nou met die lendene van koper in Daniël hoofstuk 2. Hierdie luiperd is die simbool met die 4 vlerke van die Griekse ryk. Dis die Griekse ryk wat hier aan ons uitgebeeld word en die 4 vlerke op sy rug wys vir ons die spoed wat hierdie luiperd, vinniger as 'n beer, vinniger as 'n leeu, met 4 vlerke op sy rug, die spoed waarmee die Griekse ryk die wêreld verower het. Alexander die Grote, op die ouderdom van 30 het hy die hele destyds bekende wêreld al oorwin. Daar word gesê dat hy op 'n dag geween het, dat daar vir hom niks meer is om in te neem nie. Hy het van Macedonië tot Indië, Noord, hy het Darius op 'n stadium, Darius die 3de, dit is nie Darius waarvan ons lees in die boek Daniël nie, maar hy het hom op 'n stadium rondgejaag, wyd en suid. Alexander het die wêreld verower. Binne ongeveer 8 na 10 jaar was die wêreld aan sy voete, totdat hy uiteindelik op die ouderdom van 32, 'n maand voor sy 33ste verjaarsdag in Babel, want hy het Babylon natuurlik ingeneem, toe hy aan malaria gesterf het, 'n maand voor sy 33ste verjaarsdag. Die 4 koppe waarvan ons nou lees hier in die boek Daniël, wat Daniël vooraf gesien het, toe die Griekse ryk nog nie eers bestaan het nie. Onthou, Daniël was daar tot in die eerste jaar van koning Kores, dit was nog in die Mede-Persiese tydperk. Hierdie 4 koppe, Alexander die Grote het 'n kind gehad by die prinses, die koningin eerder van Indië. Maar hierdie kind was nog heeltemal te klein om te regeer en toe hy op die ouderdom van 32 en 11 maande sterf, toe neem sy 4 generaals oor en die magsgebied van die wêreldryk, van die Griekse wêreldryk, word in 4 dele verdeel. Daniël sien dit vooraf. Hy sien 'n luiperd met 4 vlerke op sy rug met 4 koppe.
'n beeld, 'n simbool van hierdie Griekse ryk wat in 4 verdeel. Lysimachus het Asië gekry, Seleucus het Sirië gekry, Ptolemeus het Egipte gekry en Cassander het Griekeland en Macedonië gekry. 4 dele opgedeel tussen sy 4 groot generaals. Hierdie Cassander is natuurlik die een wat uiteindelik Alexander die Grote se kind toe vermoor het. Maar na hierdie Griekse ryk het daar 'n monster gekom. 'n Monster waarvan ons lees in Daniël 7 vers 7. Met eystertande daarna het ek in die naggesigte gesien en kyk, daar was 'n 4de dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk. En dit het groot eystertande gehad. Dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap. En dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het en dit het 10 horings gehad. Daniël het nie 'n dier om hierdie monster wat hy sien mee te vergelyk nie. Hy kon sien dat hierdie een lyk soos 'n leeu, daardie een lyk soos 'n beer en hierdie een lyk soos 'n luiperd, maar hier is 'n gedrog. Hier is 'n wrede monster, 'n draak, wat hy nie woorde het om dit mee te vergelyk nie. Hierdie draak het eystertande gehad. En dit wys op die eysterbene van Daniël hoofstuk 2, hierdie harde, wrede ryk wat oor die wêreld sou kom, die Romeinse ryk, hard, gewetenloos, 'n monster wat sou opstaan. En uiteindelik het hierdie dier voortgegaan, hierdie ongedierte, hierdie vreeslike gedrog, met sy eystervuis. Daniël beskryf dit as koperkloue. Koper die simbool van oordeel. As jy nou skrif met skrif vergelyk, gaan jy daarby uitkom, hierdie koperkloue van oordeel. As hierdie kloue jou ingeslaan is, sou jy nie los kon kom nie. Hierdie weermag wat beweeg en uiteindelik tot 70 na Christus, waar hierdie wrede monster rondom Jerusalem getrek het en Jerusalem beleer het en Jerusalem ingeneem het en die tempel platgevee het, hierdie wrede monster wat jag gemaak het op Israel. Die 10 horings op sy kop is die 10 tone waarvan ons lees in Daniël hoofstuk 2. Dit is die magshebbers, die konings, soos wat jy dit ook sal vind in Openbaring 17 vers 12, een magtige koninkryk. Maar tussen hierdie 10 konings, hierdie 10 trone, hierdie 10 horings, kom daar aanvanklik 'n horingkie wat 'n groot horing geword het uit. Die horing van die 4de dier is waaroor ek derdens met u wil praat. Vers 24 van Daniël 7. En die 10 horings uit daardie koninkryk sal 10 konings opstaan en 'n ander een sal na hulle opstaan. En hy sal verskillend wees van die voriges en 3 konings neerwerp. As u 1 Konings 22 vers 11, Psalm 75 vers 10, Psalm 132 vers 17, Sagaria 1 vers 18 gaan lees, dan sal u sien horings is hierdie simboliese taal vir magtige leiers, vir konings, soos 'n bul wat 'n horing het en daarin is sy krag. So word hierdie horings vir ons simbolies voorgegee vir konings en leiers. Daar sal 'n leier opstaan na hierdie ander leiers. Na hulle sal daar een opstaan tussen hulle. My kinders, dit is die laaste uur en soos julle gehoor het, die Antichrist kom. Hierdie horing wat tussen hierdie ander konings opstaan en 3 konings neerwerp, is niemand anders as die Antichrist. En ons sien dit wanneer ons skrif met skrif vergelyk. Daniël 7 vers 8 sê, en kyk, in hierdie horing was oë soos mense oë.
en 'n mond wat groot dinge spreek. En as ons skrif met skrif vergelyk, dan sien ons, Daniël 8 vers 25 wys ons op die anti-kris se insig, op sy slimmigheid, hierdie intellektuele reus, hierdie leier wat sal opstaan en met sy sluwheid en met sy slimmigheid, sê die Bybel, sal hy nasies verlei en mislei. Hierdie oë wat hy gehad het, die mond wat groot dinge spreek. Hoor wat sê Openbaring 13 vers 5 oor hierdie dier wat uit die see uit opkom. Openbaring 13 vers 5, en 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek. Dit wys vir ons op die anti-kris. 2 Tessalonisense 2 vers 4, kruisverwysing, die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word en voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God, as God sal sit en voorgee dat hy God is. Hy gaan hom verhef, hy gaan godslasteringe uitspreek, hy gaan hom groot hou. Daniël 7 vers 25, en hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel. Hoor wat sê Openbaring 13 vers 6 en 7. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam, taal en nasie. Kan u sien, Openbaring 13 vind jy hier in Daniël hoofstuk 7. Hierdie wrede monster vind jy dan in Openbaring hoofstuk 13. Maar kyk wat gaan hy doen. In Openbaring 13 kom daar 'n dier uit die see uit op. En Johannes beskryf hierdie dier. Hoor wat sê hy? Hy sê in vers 1 en 2, en ek het 'n dier uit die see sien opklim met 7 koppe en 10 horings. En op sy horings 10 krone en op sy koppe 'n naam van godslastering. En dan vers 2, en die dier wat ek gesien het was soos 'n luiperd, en sy pote soos die van 'n beer, en sy bek soos die van 'n leeu, en die draak het aan hom sy krag gegee en sy troon en groot mag. Daar vind u in Openbaring hoofstuk 13 die luiperd, die beer, die leeu en 'n wrede monster. Dit wys vir ons dat in hierdie een dier wat in Openbaring 13 na vore gaan kom, in hierdie horing waarvan ons lees in Daniël hoofstuk 7, gaan alles ingebou wees wat in hierdie wrede monsters na vore gekom het. 'n Bek van 'n leeu, pote soos 'n beer, alles wat in hierdie koninkryke was, gaan in hierdie een man ingebou word, en sy doel gaan wees om die heiliges aan te val, die heiliges van die Allerhoogste. Hierdie haat wat oor die jare in hierdie wêreldse nasies was, gaan in hierdie een man ingebou word, die anti-kris. En hy gaan daar die haat teen die Joodse volk aanblaas, om hulle te vernietig en om hulle voor die voet te vertrap. Wie is hierdie heiliges waarvan ons lees? Wel, ons moet skrif met skrif vergelyk. Ons kan nie sommer sê dis enige iemand en dit is nou die kerk en dit is nou die weergeborenes in die tyd van genade en hierdie is nou eintlik 'n bewys dat ons gaan in die verdrukking ingaan want dis die heiliges wat nou aangeval gaan word. So ons gaan nie weggeneem word nie, ons gaan in die verdrukking ingaan. Nee, ons moet kyk wat sê die Bybel. Wie is hierdie heiliges? Want hierdie heiliges gaan deur die anti-kris aangeval word. Kyk wat sê die Bybel vir ons, as ons skrif met skrif vergelyk, Daniël 8 vers 24, en sy krag sal sterk word, maar nie deur sy krag nie. En hy sal buitengewoon baie kwaad aanrig en dit voorspoedig uitvoer, en hy sal magtiges vernietig, en ook die volk van die heiliges. Wie is hierdie volk? Ons sien dat in Daniël 8 vers 24, daar krag.
aan die anti-kris gegee gaan word. En hierdie krag is nie sy eie krag nie. Wie se krag is dit? 2 Tessalonisense 2 vers 9 antwoord vir ons die vraag: wie se krag besit die anti-kris? Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan, met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen. Dit gaan in die hart van die anti-kris ingewerk word om teen 'n volk van die heiliges oorlog te maak. Ons leer dan in Openbaring 12 vers 13 dat die duiwel weet sy dae is min en hy gaan op die aarde uitgegooi word in toorn en woede en dan gaan hy iets doen. Hy gaan 'n volk opsoek om te vernietig. Wie is hierdie volk van die heiliges waarvan ons lees in Daniël hoofstuk 7? Wie is hierdie mense? Die Bybel sê vir ons in Openbaring 12 vers 13, dit is 'n vrou wat 'n kind gebaar het. Wie is hierdie vrou wat 'n kind gebaar het? Die vrou is niemand anders as die volk Israel wat die Christus aan ons gegee het. Daarom gaan die anti-kris in die verdrukking die volk Israel tuister. Hy gaan hulle op jag maak, u sien, want hulle gaan hom aanvanklik aanvaar as hulle verlosser. Die volk Israel gaan die anti-kris aanvaar as hulle Messias, maar dan in die helfte van die verdrukking gaan hy in die tempel sit en voorgee dat hy God is en slagoffer en spysoffer laat ophou en dan gaan die volk se oë oopgaan en hulle gaan vlug vir die anti-kris. Daniël 11 vers 33 sê, en die verstandiges onder die volk sal baie tot insig bring, maar hulle sal struikel deur die swaard en vlam, deur gevangenskap en beowering daelank. Dit praat van hierdie geweldige aanslag wat deur die anti-kris geloods gaan word teen die volk Israel. Jeremia 30 vers 7 noem dit is die tyd van benoudheid vir Jakob. My vriende, die wêreldtoneel is nou al besig om in haat teen Israel te staan. Hulle is nou al besig om planne te beraam. Hoe kan hulle Israel van die aardbodem afvee? En uiteindelik gaan daar 'n man kom wat dit sy missie gaan maak om die volk van God te vernietig. Soos wat ons dit hier vind, 'n profesie. Geen wonder dat Daniël gebewe het, dat hy in angs was toe hy hierdie verdrukking op sy volk gesien het. Vers 25 wat ons gelees het in Daniël hoofstuk 7 sê dat die anti-kris gaan kom om tye en wette te verander. U sien, dis die inspirasie van die duiwel nog van die begin af. Om tye en wette te verander. Daar in Genesis 3 inspireer die duiwel en vir Eva om Eva wys te maak dat jy sal sekerlik nie sterf nie. God het dit gesê, maar jy sal sekerlik nie sterf nie. En dit gaan hoë gety vier in die anti-kris, hierdie inkarnasie van die Satan, om tye en wette te verander. Dit wat God reg gegee het, dit gaan hulle verwronge maak. Dit gaan hulle soek om te verander. En die gees van die anti-kris, sê die Bybel, is vanaand al aan die werk. Die toneel word vanaand al reggeskuif om hierdie een wêreld godsdiens, een wêreld geldstelsel, een wêreld regering reg te maak. Die gees van die anti-kris werk al om tye te verander, om geleenthede te verander. Daarom dat ons sien, hulle probeer alles om die rolle in die huwelik om te draai. Die man moet nou die knie buig, die vrou moet die broodwinner word. Daarom dat hulle die spanning veroorsaak tussen man en vrou. Nee, dis nie meer nodig dat die huwelik tussen 'n man en 'n vrou kan wees nie. Ons verander tye en geleenthede soos ons wil. Dit kan nou maar tussen man en vrou wees en jy kan jou identifiseer as wat. As jy dit wil wees, is jy welkom om dit te wees. Die tye en geleenthede, die ordes in die huise word verander. Daarom kry jy vandag gehoorsame ouers.
en kinders wat opdragte gee, en hulle word beskerm deur die wet en deur die staat. Die ordes word omgeruil. Die grense tussen volkere word afgebreek. Geen onderskeid tussen gelowe nie. Daar is so 'n samemengsel van ons moet eintlik nou op die punt kom dat ons aanvaar almal aanbid eintlik maar dieselfde God. My vriende, as daar mense is wat dieselfde God aanbid, dan aanbid hulle die Satan. Die grense word afgebreek. Geen wonder die engels praat in 2 Tessalonisense 2 vers 3 van die Antichrist as the man of lawlessness, die mens, die man van sonde, wat alles probeer verander, tye en geleenthede, en dit sal uiteindelik deur hierdie dier, wat uit die see uit opkom in Openbaring 13, of hier in Daniël hoofstuk 7, hierdie horing wat na vore kom, dis uiteindelik waantoe hy sal werk om dit wat God ingegee het, dit wat God reggemaak het, te verander in sy eie demoniese, sataniese stelsel. Matteus 24 vers 21 sê, want dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af, tot nou toe nie gewees het, en ook nooit sal wees nie. 'n geweldige verdrukking wat oor die aarde kom. Daniël het hierdie dinge gesien, lank voor die boek Openbaring geskryf was. Het hy hierdie dinge met sy oë gesien, maar God sy dank dat hy ook die einde van hierdie 4 diere gesien het. Kyk wat sê vers 12, ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem. Ja, dit is wat Psalm 121 vers 4 ons leer. Kyk, die bewaarder van Israel slymer of slaap nie. Hy is opmerksaam oor die nasies, en hy is wakker oor sy woord. Psalm 97 vers 3 sê, 'n vuur gaan uit voor sy aangesig uit, en steek sy teestanders rondom aan die brand. Ons het hier gelees nou vanaf vers 10, vanaf vers 9 en vers 10, van die oue van dae, wat op sy troon gaan sit het. Ons sien daar binne dat sy troon, die wiele daarvan is soos 4 vlamme. Hy het gaan sit om te oordeel. Hierdie oordeel waarvan ons hier lees, is die oordeel oor volkere en nasies. Dis die hoofstuk van volkere en nasies. En hierdie oordeel wat hy nou op die regbank gaan sit om te oordeel, is wat ons ook van lees in Matteus 25 vers 31 en 33, ons noem dit die oordeel van die skaap en die boknasies. 'n Oordeel van koninkryke. Kom ek lees vir u Daniël 7 vers 9 en 10. En ek het bly kyk totdat trone reg gesit is, en 'n oue van dae het gaan sit. Sy kleed was wit soos sneeu, en sy hare van sy hoof so skoon wol. Sy troon was 4 vlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur. 'n Stroom van vuur het gevloei voor hom uitgegaan. 1000 maal duisende het hom gedien, en 10.000 maal 10.000 het voor hom gestaan. En die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen. Hierdie is nie die boeke wat aan die einde van die dae geopen sal word nie, maar kyk nou na die kruisverwysing in Matteus 25 vers 31 en 33. En wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom, en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit, en voor hom sal al die nasies versamel word, en hy sal hulle van mekaar afskei, soos die herder die skape van die bokke afskei, en hy sal die skape aan sy reg vir die skape aan sy regterhand sê, en die bokke aan sy linkerkant, of verskoon tog, en hy sal die skape aan sy regterkant en die bokke aan sy linkerkant sit. Hy maak skeiding nou by sy wederkoms. Ons het hier gelees, daar sal een kom soos die seun van die mens, en wanneer hy kom, sal daar skeiding tussen nasies gemaak word. Aan sy regterkant die skaapnasies, aan sy linkerkant die boknasies, 'n oordeel wat gevel sal word oor die koninkryke van die wêreld. Dan sal die koninkryke van die wêreld tot 'n einde gemaak word.
vir sommige nasies, die skaapnasies, hulle gaan hoor, kom in die koninkryk in. Hierdie skaapnasies sal binne in die 1000-jarige vrederyk inbeweeg. Maar die boknasies sal daardeur God met die swaard wat uit sy mond uitgaan doodgeslaan word. Hulle plek is in die poel wat brand met vuur en swavel. Die boknasies. Wie is die skaap en wie is die boknasies? Gaan lees maar daar verder in Matteus 25, dan sal jy sien, die skaapnasies is daardie nasies wie se hart en se gesindheid, wie se ondersteuning vir Israel daar was. Wat vir altydens hierdie verdrukkingstydperk aan Israel se kant was. Maar wie die nasies wat teen Israel opstaan? Hulle is die boknasies en hulle sal deur God geoordeel word. 'n wrede oordeel, omdat hulle teen Israel kant gekies het. Dan sal die einde van die nasies aanbreek, maar dan nou ook die einde van daardie horingkie wat ons van gelees het. Hy sal ook tot 'n einde kom, aan die einde van 7 jaar van verdrukking wat oor die wêreld sal kom. In Daniël hoofstuk 2 lees ons van 'n klip wat losgeraak het sonder die toedoen van mensehande. En hierdie klip het die beeld getref. Waar het hy hierdie beeld getref? Aan die voete. Die voete gedeeltelik van yster en gedeeltelik van klei wat die anti-Christus regering voorstel. En daardie rots sal hom daar tref en hierdie beeld fyn stamp, soos kaf wat in die wind wegwaai. So sal hierdie nasies tot 'n einde kom. Die beeld wat in Daniël 2 is, sal vermorsel word. Die regering van die anti-Christus sal ook tot 'n einde kom. 2 Tessalonisense 2 vers 8. En dan sal die ongeregtige geopenbaar word. Hy is die anti-Christus, wat die Here, dit is die Here Jesus Christus, met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. As Jesus met sy wederkoms kom, dan bring hy 'n einde aan nasies en volkere se heerskappy op aarde. Die regerings wat op aarde opgestaan het, sal uiteindelik klaar mee wees. Die anti-Christus regering sal tot niet gemaak word met die asem, die swaard, soos Openbaring 19 sê, wat uit die mond van die Here Jesus gaan. Vers 26 van Daniël 7, maar die gereg sal sit, en hulle sal hom, dit is die anti-Christus, die heerskappy ontneem, om dit vir goed te verdelg en te vernietig. Wat gaan dan met die anti-Christus gebeur? Waarheen gaan hy gaan? As Jesus met sy wederkoms kom, kyk wat sê Daniël in hoofstuk 7 vers 11. En toe ek bly kyk van weer die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het, het ek bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur die vuur oorgegee is. Die verbranding van die vuur. Wat lees ons nou in die boek Openbaring? In Openbaring 19 vers 20, dis nou die valse profeet en die anti-Christus, lewend is die twee gewerp in die poel, in die vuurpoel wat met swavel brand. Soos Daniël dit geprofeteer het oor die einde van die anti-Christus, so sê Johannes dit in die boek Openbaring. Die anti-Christus sal uiteindelik vernietig word deur die verskyning van Jesus Christus op die wolke. Die laaste wat ek vanaand vir u noem, na aanleiding van dit wat ons gelees het, is om net met u kortliks te praat oor die koninkryk wat na hierdie 4 diere sal kom. Vers 13 van hoofstuk 7. Ek het gesien in die naggesigte en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van 'n mens. En hy het gekom tot by die oue van dae
en hulle het hom nader gebring voor hom. Dis waarvan Daniël 2 vers 35 praat, hierdie rots wat losgeraak het sonder die toedoen van mense hande. Die wederkoms van die Here Jesus Christus. Kyk wat sê vers 14 van wat ons gelees het. En aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap. En al die volke van die nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Vers 18. En die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid. Vers 22. Totdat die oue van dae kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het. Kyk wat sê vers 27. Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste. Hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees. Dis dan wanneer Handelinge 1 vers 6 waar word vir Israel. Here, sal dit in hierdie dae wees dat U weer die koninkryk vir Israel oprig. Die tye en die geleenthede kom julle nie toe nie, sê Paulus, dat ons weet wanneer dit sal gebeur nie. Die Here Jesus sê dit, ons weet nog nie wanneer nie, maar ons weet dat ons moet gaan wag, en dan sal ons krag ontvang en die Heilige Gees sal oor ons kom, en ons sal sy getuies wees. Dis waarmee ons tans besig is, om onder die krag van die Heilige Gees getuies te wees, totdat daar die dag aanbreek dat Jesus ons gaan kom haal. Wanneer hy die nasies en die regerings van hierdie wêreld een kant toe gaan skuif, en wanneer hy die anti-kris gaan vernietig, wanneer hy sy wonderlike koningskap sal aanvaar, en die koninkryk vir Israel weer oprig. Ja, vir Israel, hoor mooi wat ek sê. Die 1000-jarige vrederyk is in die eerste plek Israel se langverwagte koninkryk. Ja, ons is daarop ingeënt, sê die boek Romeine vir ons. Ons deel ook aan daardie wonderlike vreugde en daardie blydskap. Maar Jesus sal in die eerste plek op die troon van Dawid gaan sit en die koningskap ophef. En ons sal saam met hulle as konings, priesters en profete regeer. Om dan uiteindelik saam met die volk Israel te jubel en te juig. Die las is afgelê. Die juk wat so lank op hulle afgedruk het, is uiteindelik losgemaak en Jesus regeer. 'n Letterlike koninkryk, my vriende. Daar is mense wat sê, maar hierdie koninkryk moet een of ander figuurlike koninkryk wees. Al hierdie 4 diere was letterlike koninkryke. Die Bybel beskryf vir ons 'n koninkryk wat na hulle sal kom. Dis ook 'n letterlike koninkryk wat sal wees. 'n Letterlike troon waarop hy sal sit as hy met sy verskyning kom. 'n Koninkryk van vrede, waar hy gaan heers, die lang verwagte koninkryk van vrede. Dis nie my doel om vanaand met u net oor hierdie koninkryk te praat nie. Dis 'n boodskap vir 'n ander geleentheid om te bewys wat alles daar binne sal wees en hoe dit sal wees. Maar ons weet dat hierdie rots sal die hele aarde vul, sê Daniël hoofstuk 2. Hierdie koninkryk, sê Daniël hoofstuk 7, sal oor die hele wêreld, oor die hele aarde kom. Dit sal 'n ewige koninkryk wees. Dit sal uitloop na 1000 jaar van vrede, sal dit uiteindelik oorloop tot 'n ewigheid. 'n Koninkryk wat Jesus sal kom oprig. Dit is die blye boodskap wat ons ook hier in Daniël hoofstuk 7 vind. My vriende, ek verstaan dat hierdie baie verse, baie inligting soms moeilik is om te verstaan en sommer net dadelik te begryp, maar ek bid dat die Here dit in u hart sal seën om ten minste raak te sien dat
daar 'n dag sal wees wanneer Jesus Christus op die wolke verskyn. Daniël het dit al in Daniël hoofstuk 7 vir ons gesê. Een soos die seun van 'n mens. En hy sal kom op die wolke en sy koninkryk kom vestig. Mag u gereed wees vir daardie dag. Vriende, ons gaan nou al reeds onsself skik om daarin te beweeg. Ons moet ons nou reeds regmaak om daardie koninkryk te beerwe. As u nie weergebore is nie, sal u die koninkryk van God nie sien nie. Dis die vereiste om die koninkryk in te gaan. Die koninkryk wat sal kom, met Jesus as die koning van die konings wat regeer. Ons moet onsself nou al reg kry. Daar is 'n wye poort wat oop staan vir iedereen wat redding soek van sonde. 'n Poort staan oop vir my en vir jou. Dis vir die mensdom. God se arms is oop. Hy wil nie hê die mens moet onder sy oordeel leef nie. Hy stuur sy profete om die geskiedenis vooruit te vertel, om te sê hoe die dinge sal wees, sodat mense hulle tot God moet bekeer, sodat dit nie net kennis vir ons moet wees nie, maar sodat dit ons lewe sal verander, regmaak vir hierdie dinge, want ek wil vanaand vir u sê, dis voor die deur. Mag die Here ons help en groot genade gee om reg te maak en ook, soos ons vanoggend gehoor het, die evangelie uit te dra. Met ons taak en ons roeping, want die uurglas van God is besig om uit te loop. Amen. Sal met my ganse hart o Heer, U lof en eer U hoogheid alweg, en voor die gordyn sal klank, U bring die dank aan U verskuldig. Ek sal my neerbuig op U huis, na U paleis, U hoog na bowe, en om U guns en waarheid